Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld waar mense vinnig kwaad word. Dit voel soms asof almal heeltyd op die verdediging is. As iemand ons te nakom, wil ons dadelik terugkap. Ons dink dikwels dat krag lê in hoe hard ons kan terugveg. Vandag gaan ons kyk na 'n heel ander soort krag, 'n krag wat nie geraas maak nie, maar wat harte verander. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Spreuke 16 vers 32 wat soos volg lees. 'n geduldige mens is beter as 'n dapper soldaat. 'n mens met selfbeheersing is beter as iemand wat 'n stad inneem. Wanneer ons hierdie wysheidsliteratuur, histories beskou, moet ons onthou wie dit geskryf het. Koning Salomo het in die antieke wêreld geleef, 'n tyd waar militêre mag alles was. 'n dapper soldaat wat 'n onmuurde stad kon inneem, was die grootste held van daardie dae. Dit het pure fisiese krag, taktiese vernuf en geweld gekos om so 'n oorwinning te behaal. Tog draai die skrif in baie gevalle hierdie wêreldse idee van sukses heeltemal op sy kop. Salomo sê om jouself te beheer is 'n groter prestasie as om 'n hele weermag te oorwin. Maar waarom, mag jy vra? Want die moeilikste geveg is amper altyd die een binne onsself. In die oorspronklike konteks beteken selfbeheersing nie dat jy jou emosies opkrop totdat jy 'n uitbarsting beleef nie. Dit beteken dat jy, deur die Gees, die heerskappy oor jou eie reaksies neem. Selfbeheersing is nie swakheid nie, dit is krag onder beheer. Dit wys dat jy kies om te vertrou dat God die finale regter is, eerder as om self die reg in eie hande te neem. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Ware krag gaan nie daaroor om ander te oorheers nie, dit gaan oor die mate waarin ons eie emosies aan God onderwerp. Die geskiedenis wys dat die grootste leiers diegene was wat hulle self kon beheer. Dink aan Dawid wat geweier het om koning Saul dood te maak, selfs toe hy 'n kans gehad het om dit te doen. Hy het homself beheer omdat hy God gerespekteer het. Nederige selfbeheersing beskerm ons teen die blywende skade wat woede en oorhaastige optrede kan veroorsaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons wys wat ware krag is. Ons bely dat ons dikwels vinnig kwaad word en wil terugveg wanneer dinge nie loop soos ons wil hê dit moet loop nie. Help ons om vandag nederige selfbeheersing te kies. Skenk ons deur U Heilige Gees die selfbeheersing om kalm te bly in moeilike situasies. Leer ons om eers te dink en te bid voordat ons praat. Ons gee ons wil, emosies en ons reaksies vandag in U hande. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.